Lofprijs en
不行，然后在床上穿小裤。请快点关。Down on my knees, and thank the Lord for bringing me peace. I lift my hand in His company. We know I'm grateful for what He has done for me. Oh, I'm gonna fall down on my knees and thank the Lord for bringing me peace. Praise the Lord.
Spirit move over me. From the grave, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He's Lord. And He is Lord. He is Lord. He has risen from the grave, and He is Lord. And every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord, and He is Lord. He is Lord. He has risen from the grave, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And He is Lord. He is Lord. He has risen from the grave, and He is Lord. When He shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And He is Lord. He is Lord. I Spirit. He has risen from the grave. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Pero vai sentar bem agora, querido. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, and I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand. Precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my
Precious Lord, lead me home. Precious Lord, tonight lead me home till I lay my head. Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home. Let me stand. I'm tired, I'm weary, I'm worn. Please, Lord, tonight lead me home till I take my hand. Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home. Let me sing. I'm tired, I'm weak, and I'm worn. Precious Lord, tonight lead me home till I take my hand. Precious Lord, lead me home. Baie dankie vir die musiekspel. Want al die liedjies wat ons gesing het, is 'n opsomming van ons boodskap vir vandag. En my hartbegeerte was dat die ding so wyd as moontlik gaan. Al wat ek eerlik gesê hou, julle veiligheidsgordels vas. Die tema vir vanoggend is God se raadsplan steeds in werking. En baie dankie vir die geleentheid van pastoor Tony in die kerkraad dat ek vanmôre met julle kan praat. En my en Tony se gesprek was oor die wêreld om ons en te kyk na omstandighede en die naderende tyd waarskuwings. Maar ons kan net daarna kyk as ons God se plan in gedagte hou. Eerstens wil ek dit baie duidelik stel dat ek nie 'n kenner of verkundige is of my daarop uitlaat. Ek praat vanmôre uit ervarende daaglikse inligting wat ek kry uit betroubare bronne en ook soos wat die Heilige Gees met 'n mens werk. En tydens ons navorsing is dit belangrik om krities kenners se menings te ontleed. Jy moet nie alles glo wat jy sien nie, of alles aanvaar as die waarheid nie. Vanmôre wil ek vir julle vir geduld vra. En my hartbegeerte is dat julle geestelike harte sal oopgaan, dat God vir ons sal wys waarmee hy besig is. Tweedens is dit 'n baie moeilike onderwerp, want ek kommenteer dat jy dit nie verpolitiseer of ander mense te nakom nie. Maar die wens is dat God se Gees ons sal lei, dat God se genadeplan vir die mens sal sien en besef. En wat nou gebeur in 2026, wat kragtig in werking is. Ernstige waarskuwings deur groot kerkleiers, profete, predikante, pastore, evangeliste, sending lê, word uitgestuur en mense ignoreer dit. Waarskuwings wil ons juis waarsku hoe naby die koms van Jesus voor die deur is. Dit is merkbaar en ongelukkig is dit vir baie Christene en nasies is aan die slaap. 'n Waarskuwing wat vir hulle voorgehou word, val so 'n bietjie op dowe ore, asof hulle in 'n soort koma is. Vir baie in die wêreld
trap dit hulle nie. Daarom sien ons die daaglikse trap van die agterigheid of hulle ignoreer het. Ons leef in die Bybelse tyd van die 10 maagde wat heiliglik vas in slaap is. Daar is herlewing, maar net gedeeltelike herlewing. Dis asof die mense permanent in ICU is en alle waarskuwings ignoreer. En ons sien hulle in die geskiedenis en God se eindtydplan uitrol. Baie mense dink dat daar nog baie tyd voor is. Hulle het nog jare om dinge reg te maak. En verander gaan dit oor iemand anders, dit gaan ons nie oor my nie. Dis ver weg van my af. So wat sal ek my daaroor bekommer? Hoekom trek ek my? Dan kan ons nie anders as ons God se aangetekende woord, die geskiedenis in die openbaarmaking deur verskeie skrywers en profete in ag te neem. Ek gee julle 'n voorbeeld. Galasiërs 3 skryf Paulus aan hulle met 'n skerp en sarkastiese toon dat 'n mens 'n soort afstand en 'n koelheid by hom opmerk. Hy noem die Galasiërs nie sy broers en susters soos wat hy gewoonlik doen, maar hy spreek hulle aan as Galasiërs om hulle te herinner aan hulle dwaasheid en hulle geloof. Ons kan die beskrywings van Galasiërs dalk vervang of amper change met die kerk of gelowiges en nader in die huis kan ons sê Suid-Afrikaners om dit tuis te bring, om mense te herinner in hulle slaapheid, hulle dwaasheid, hulle trap in die agterheid nie. Mense steur dit net eenvoudig nie in waarskuwings nie. Hulle is so besig soos 'n weghardlopende trein sonder beheerder bywerk. Persoonlik dank ek God elke dag dat ons die aangetekende geskrewe woord het. Dit wat die pad vir ons uitwys en grootendeels oor sy reddende genade. Ek het 'n besonderse belangstelling en 'n bewondering vir God se profetiese woord. Want die profete het God gebruik om die geskiedenis, die wedervarings en die beloftes van die toekoms in te hou. Dit is vir ons 'n rigtinggewing oor die toekomsgebeure waarna ons moet ag gee. Kom ek gee vir julle die grootste geheim van alles. En jy kan dit gaan soek, dit staan in die woord. Alles wat was, is tans. Alles wat gaan kom, het gebeur. 'n Herhaling van dinge, van tye. En dit is deel van God se aangetekende plan. En steeds besig om daagliks te kom. Dit is net genade dat ons elke dag. En mense besef nie, elke dag is genade op genade. Baie mense en nasies is tans verontwaardig oor wat in die Midde-Ooste gebeur. Hulle blameer twee nasies daarvoor. Hulle kyk na prysstygings, beperkings, inperkings en allerlei goed. Praat oor omstandighede wat hulle nie kan verander. Hulle lewer besondere kritiek sonder dat hulle besef. Hulle maak uitsprake sonder om werklik te besef waarmee hulle besig is en wat hulle gevolge is. Ander bly net stil. So verval in stilswye. Nes die gesegde van die 3 apies. Julle ken dit ons. Eerstens, ek hoor niks. Tweedens, ek sien niks. En derdens, ek sê ook niks. Maar as jy gaan kyk op sosiale media, is mense self vandaan in beheer van alles. Hulle kan ons uitsprake of oordeele vel oor ons. Deur eie selfsug vergeet hulle. Hulle is deel van God se raadsplan. As jy die Bybel met insig lees, dan sien jy God se plan vandag opvul. Verrassing vir sommige wêreldleiers. En ek weet ons betree gevaarlike terreine, maar hulle is in God se diens.
net soos ek en jy, en dit is deel van die plan, ander om die plan tot vervulling te bring, en ander mense ook vir die oordeel. Dis 'n feit. So God het ons twee wêreldleiers gebruik om 'n uitstel vir miljoene te bewerkstellig. Om gelowiges 'n geleentheid te bied om terug te keer na God toe. En hierdie uitstel bevestig God se liefde vir die mens, sy genade vir ons. 'n Genadetyd om reg te maak. Mense het nog 'n keuse om te bekeer, solank as dit in hierdie wêreld gespaar is. Dit so 'n bietjie terug aan Lazarus in die Bybel en die ryk man. En die gesprek wat hulle gehad het. En toe Lazarus besef, hy is nie in hierdie wêreld nie. Hy kan nie meer regmaak nie, dis te laat. En hy het vir God gevra, "Dan gewaarsku my broers," en God het gesê, dis te laat. So vir party mense gaan daar te laat tyd aankom, as hulle nie ag gee op die waarskuwings nie. Wat sê die Bybel vir ons oor die eindtye? Wat sien en ervaar ons elke dag? Wat was die geskiedenis in hierdie plan van God in? Party mense wys elke dag na aardbewings, enige politieke ontwrigting, enige aanval op Israel, as 'n definitiewe teken van die eindtye, wat binnekort sal aanbreek. Alhoewel sommige van hierdie gebeure net 'n teken is, beteken dit nie dat dit reeds op die eindtyd is. Maar dit wys vir jou dat die eindtyd reg voor die deur is. Mense besef dit nie. Die tekens wat ons daagliks sien, beteken dat werklik dat tyd besig is om uit te loop. Paulus waarsku dat in die laaste dae sal 'n aansienlike toename wees in valse lering. Ervaar ons dit nie, hoor ons dit nie. Die Bybel sê, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van hulle geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en leerstellings van bose geeste aanhang. En dis 'n gevaarlike terrein om op te beweeg. Laaste dae word beskryf dan as gevaarlike tye. Onrede, die toename van ewel in die mens se karakter, ook die feit dat die mense die waarheid aktief teenstaan, 'n groot gevaar is. Matteus 24 vers 5 tot 8 gee vir ons belangrike leidrade sodat ons die aankoms van die eindtyd kan bewaak. Jesus het self sê, baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal rumoer van oorloë, gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde. Een nasie sal teen 'n ander opstaan, die een koninkryk teen 'n ander. Wat ervaar ons vandag? Rusland, Oekraïne, Iran en sy proksies, Amerika en Israel. Daar sal op plekke hongersnoode en aardbewings wees. Hoor ons nie daagliks af van? So die waarskuwings het al begin gebeur. Al hierdie dinge is geboortepyne in die begin van die nuwe tyd. Wat bedoel ek met die nuwe tyd? Dis die eindtyd wat aanbreek. So in hierdie tye en beskrywings in die Bybel gee hy vir ons waarskuwings om nie mislei te word. Want hierdie gebeure wys weer dat die eindtyd alreeds afgeskop. Die nuwe tyd is besig om te gebeur. Esegiel het profesie uitgespreek oor 'n fisiese en 'n geestelike herlewing van Israel. Met Israel as 'n selfstandige nasie is dit belangrik die waarwording van profesie en Israel se vername rol in die studie van die eindtye. Jy kan dit gaan lees in Daniël 10 vers 14, vers 11 tot 41, Openbaring 11 vers 18. Is hierdie vir ons aangeteken. Met al hierdie dinge in gedagte is ons in afwagting vir die eindtyd. En God het vir ons genoegsame inligting gegee om voorberei te wees.
Want die eintlike doel van hierdie informasie is waarskuwingstekens. Daarom moet ons ook perspektief kry oor God se plan, hoe hy met die mense werk. Ons sal later 'n bietjie meer net so van kyk na Jode. In die Bybelse geskiedenis word telkens verwys, as jy terug in die geskiedenis, na 2 groot nasies. Gaan lees dit op. Die 2 nasies is Persië en Israel, wat 'n beduidende rol in God se genade en plan speel. Van die vroegste antieke tye af. Openbaring wys vir jou dat die einde van die paadjie ook die esterfees van die woorde is. Jy kan vir jouself gaan kyk, wie se kentekens is 'n esterfees. Waar lê die verste noord? Dis verseker nie Amerika of Engeland, Duitsland of Frankryk of ander groot moondhede. En dis verseker ook nie Suid-Afrika nie. As ons die Bybel raadpleeg, dat hy 2 besonderse name op van belang, wat gereeld 'n beduidende rol in die plan speel. Kom ons gaan 'n bietjie ver terug in die geskiedenis, nog voor die tyd van Rome, en nog voor dat Europa in die 20 lande gevestig is. Nog verder terug, dan gaan ons nog voordat Moses by Farao in Egipte gebruik was. Die Bybel geskiedenis beskryf en rig ons vir alle waarhede, maar die mens ignoreer dit. Mense lag dit af as iets oudtyds, iets van die waarde nie. En kom ons kyk vanmôre met 'n bietjie meer insig en laat die Gees jou lei van toe tot nou. En ook 'n bietjie aan. Waarheen? Die Bybel beskryf antieke profeseë in die wêreld, empires, magtige ryke, as die verrassende, beweegbare plan van God deur die eeue van die geskiedenis. Die val van empires, ryke, uitermate magshebbers, soos die nag waarin Babylon geval het. Dink 'n bietjie terug. Die nag was vervul met rook en groot feesviere. Die fakkels het geflikker teen die paleismure en 'n gemoedelike, feestelike atmosfeer het geheers. Die musiek het weergalm in die gange van die paleis. Binne het die koning Belsasar en sy gesante fees gevier, 'n koninklike fees, 'n by soos wat min ervaar. Die wyn het geloop soos riviere in oorvloed, etes en aanskoue. En hy en almal het gedink dat die stad Babylon onaantastbaar was, bewapen met 'n magtige weermag, onstuitbaar, baie hoë mure, sterk staalhekke en so meer. Is ek het vir jou bekend in ons tyd? 'n sekere regime het net so meer as 'n maand gelede ook hulle self as onaantastbaar in 2026 beskryf. Net buite die stadsmure van Babylon het 'n ander empire 'n ryk gelê in die donker woestyn op die horison. Die weermagte van Persië het saggies beweeg in die nag. Hulle leier was 'n man wat die geskiedenis ook vir ewig onthul sou word. King Cyrus, koning Cyrus, wat die Bybel later beskryf het as uitermate merkwaardige en extraordinary person. Nog nie het iemand, maar 'n instrument in God se hand. Die profesie van Cyrus is byna 2 dekades, 20 jaar voor sy geboorte, deur die profeet Jesaja in Israel geskryf, gedokumenteer met die boodskap wat generasies baie jare later sou geskok het. Jesaja het geskryf: So sê die Here aan sy gesalfde Cyrus, wie sy hand ek vashou, soos nasies voor hom en nasies na hom. Hierdie skokkende woorde van Jesaja beskryf 'n toekomstige koning
en hy noem hom by die naam. 20 jaar voor sy geboorte noem Jesaja op sy naam. Dink nou vir jouself, hy was nog nie eers gebore nie, en hy het al 'n naam. 'n Persiese koning wat gaan heers oor Babylon, koning wat Babylon sal verower. Iets wat geen mens sou verwag nie. Koning Cyrus sal God se mense kom vrymaak. Die nag waarin Babylon geval het Belsasar tydens sy groot feesvieringe, terwyl hy gehou het, skielik tot sy sinne gekom. Want hy het lekker party gehou, fees gehou met 'n groot groep van sy hooggeagte klagte, sy edelmanne, sy edelvroue. En later toe hy nou lekker te veel gedrink het hy beveel dat hulle die goue en silwer bekers wat sy pa Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem gevat het moet gaan haal, sodat hy en sy gaste daaruit kon drink. Hulle het ook heildronke gedrink op al hulle afgode van goud, silwer en brons, yster en hout en klip. Toe hy sy goue beker oplig, het die gelag en rumoer skielik stil geraak. Dit het gestop, want 'n hand het skielik in die lig verskyn, geflik, so al teen die muur. En die hand het teen die paleis se muur begin skryf, in vlamme, 'n onuitwaasbare woord, met die antieke woorde, many tetel parse. Hy het ook doodsbleek geword van skrik. Sy knie letterlik begin bewe van vrees. Hy was so bang dat hy mense begin skree en dadelik die towenaar, fortuinverteller en sterrevoorspellers te gaan roep. Toe hulle inkom sê vir hulle, vir een wat kan lees wat hier geskryf staan en vir my kan sê wat dit beteken, wag daar 'n groot beloning. Ek sal vir hom 'n koninklike ketting vir hom aantrek, 'n goue ketting om sy nek dra, en hy sal saam met my regeer as die persoon met die derde meeste gesag in die koninkryk. Nog steeds daai menslike omkoop. Die feesvieringe vertrek is onmiddellik met fees vervul, en niemand kon verklaar of uitlê nie. Behalwe een man, 'n Jood in ballingskap, Daniël. Hulle Daniël vorentoe gaan haal en sy oë gefestig op die flikkerende hand, het hy die boodskap beskryf aan die koning. Jou koningskap is geweeg en te lig bevind. Vandag sal Babylon val. Gedurende dieselfde nag, tydens die feesviering, het die Persiese soldate Babylon omgekom, deur droë rivierbeddings onder die stadsmure en die stad vervul. En hier kom Jesaja sy neergepende woorde van Cyrus in vervulling. Die stad val, die koningskap verwissel hande, die wêreld verander en die empire van Persië verrys. Die koning wat die ondenkbare gedoen het, Cyrus, het Babylon oorgeneem. En in plaas van om die mense toe as slawe te verklaar, het hy hulle vrygemaak. In plaas daarvan om hulle te verdelg, het hy van hulle vryheid gegee. Hulle het vryheid ervaar en het weer begin om nasies op te bou. Tussen hierdie wat vrygelaat was, is al die Joodse slawe uit Babylon. Onthou terug in die geskiedenis, die Jode was weggevoer as bannelinge uit Jerusalem na Babel. Koning Cyrus het hulle opgetel en na 70 jaar weg van hulle herkoms, die tempel vernietig, hulle tuisland verwoes, het Cyrus hulle laat teruggaan. Maar verder meer
het Cyrus 'n uitvaardiging geskryf, dit is soos 'n wet in ons dae, dat die heilige antieke wêreld verstom gestaan het. Cyrus het vir hulle meer as net vryheid gegee. Die Bybelboek van Ester beskryf ook vir ons hierdie gebeure. Cyrus het by homself verklaar: die Here, die God van die hemel en aarde, het aan my konings op die aarde gegee. Hy het my aangestel om 'n tempel vir hom te bou. Teen alle verwagting, sê Cyrus, die Here het vir hom sê, jy moet die tempel gaan herbou in Jerusalem. Toe die Persiese koning God se stem hoor, het hy besef in 'n oomblik dat God met hom is. Met ander woorde, God praat nog steeds met mense. God het hom opgelig en so deur Persië begin God sy volk herstel. Baie jare in die Bybelse boek sien ons dat Daniël visioen gehad het. 'n storm van empires en koninkryke wat val. En opnuut sien Daniël 'n nuwe visioen van 'n ram met 2 horings wat spoed deur die wêreld voortstorm. En skielik verskyn 'n bok tussen die weste en hy beweeg so vinnig dat sy voete nie op die grond raak nie. En hierdie ram bots met die bok so hard dat sy horings in stukke breek. En Daniël het getop en hierdie visioen nie verstaan nie. Erg geworstel later. Maar heel wat later, nadat hy dit probeer verstaan het 'n engel aan hom verskyn en die uitleg verduidelik. Die ram verteenwoordig die Medo-Persiese empire. En die bok Griekeland. En later in die geskiedenis lees ons in die woord van die gebeure ook van hierdie 2 empires wat in waarheid bevestig was en ook wat hulle getref het. Persiese versuur was dus baie uitgestel. Persië het geheers oor baie lande, vanaf Indië tot Egipte. Maar dekades later het Alexander die Grote, die Persiese ryk, met 'n blitsvinnige spoed weer vernietig. Nes Daniël gesien het met die ram en die bok. Persië was een van die grootste empires wat toe daai tyd in die wêreld bekend was. Sy paai het gestrek oor duisende en duisende kilometer. Sy koeriers, sy boodskappe, sy het kontinente deurkruis. Sy koning het die magtige hoofstede van Persepolis en Susa beheer. Nes die Bybel geskryf het, was die wêreld van empires 'n platform, 'n stage vir die wêreld se mees dramatiese stories wat ooit aangeteken is. Stories van sterk om te geloof, later van God se divine intervention, God se besondere ingryping. So ook is die verhaal van Ester. In die Persiese paleis van Susa het sy as 'n Joodse meisie koningin geword. Die koning bekend in die Bybel as Ahasuerus, wat 'n beheer was van 127 provinsies, vanaf Indië tot Ethiopië. Maar binne hierdie empire het ook 'n bose komplot, 'n donker komplot begin ontvou. 'n Magtige amptenaar genoem Haman het die Jode met 'n passie gehad en hy het die koning oortuig om 'n bevel te teken, weer 'n dekreet te teken, om die Jode uit die hele empire dood te maak, om hulle uit te wis, afval van die aarde. En Ester het 'n geheim gedra. Hoekom? Want Ester was 'n Joodse koningin. Met die noodlot wat gedreig het sy wat Ester as 'n uiters gevaarlike besluit geneem. Sy het teen alle gebruike, alle voorskrifte, die koning gaan raadpleeg. Sy het hom gaan sien en sonder om 'n afspraak te maak het sy net by hom gestap. In daardie dae was dit eintlik strafbaar met die doodstraf. Toe begin sy met die koning praat, vertel hom die hele geskiedenis en eensklaps verander die geskiedenis vir die Jode weer. Sy het die beplande plot teen die Jode openbaar en aan die lig gebring
en Haman se planne het platgeval, en Ester red die Joodse volk. Weereens het Persië onwetend 'n platform geword, 'n instrument van God se doelwit, 'n kosmetiese verhooging van die almagtige God, die konflik met Persië. Persië word ook beskryf in die Bybel in minder en meer en vreemde plekke. En hier kom die ander deel. Dit word beskryf ook in die spirituele reality. Die boek van Daniël het buitengewone beskrywings gehad. Nadat Daniël vir 21 dae gevas en gebid het oor sy visioene, 'n verstaanbare uiteensetting te kry. En later, aan die einde van 21 dae, die engel weer aan Daniël verskyn. En die engel maak 'n baie en aardige uitspraak bekend. Die engel verduidelik dat die prins van Persië hom teengestaan het vir 21 dae. Daarna het Michael, die hoof van prinse, gekom om hom te kom help. Hierdie was nie 'n menslike prins nie. Dit was 'n openbaarmaking van die geesteskrag. Die spiritual power wat gekoppel en verbind is aan koninkryke van Persië. Daniël se worsteling, se vas en gebed en die geestesrealiteit het die hemelse magte vir ons te voorskyn gebring. Daniël se visioene het vir ons gewys dat daar geestesoorlog, 'n onsigbare oorlog tussen die wêreld se geestesmagte en die hemelse magte bestaan. Dit beskryf ons dan die konflik van die geesteswêreld. En die prins het toe aan hom verduidelik dat hy moet teruggaan om te gaan veg teen die prinse van die Persiese ryk. Die Bybel wys en onthul vir ons iets baie dieper. Dat agter mense magte, die magte van koninkryke, van lande, is geestelike gevegte aan die gang. Daar's onsigbare oorloë en struggles. 'n Persiese profesie. En toe ek uitry vanmôre by die Here vir my, toe die aan dink, toe sê die Here vir my baie bid, en dan voel dit of dit teen die plafon bid. En dan gebeur net niks nie. Daniël was geduldig vir 21 dae. Ons moet ook geduld in die dag hê. Dalk is jou prins in jou gebed besig om jou te beskerm in die geestesoorlog wat om jou. Dekades later skryf die profeet Jesegiel 'n misterieuse toekomstige konflik gaan uitbreek. Jesegiel het beskryf hoe groot nasies alliansies gaan vorm en saam staan. En so 'n bietjie die Moslem Broederbond ooreenkoms is een van sulke ooreenkomste. Die naam wat duidelik tussen hulle uitstaan is Persië. Voorts word geskryf vir Persië, Kus en Put, wat ook saam genoem word. Almal in een staal. 'n Vraag vir my, hoekom gaan ek terug in die geskiedenis? Die land Persië is vandag bekend as Iran. Die oorsprong en die Bybelse beskrywing strek oor eeue en eeue. En die terugkeer van Israel uit ballingskap en die visioene oor geestelike oorlogvoering is 'n misterieuse profesie van die toekoms. Ons kan sien dat daar baie dun draad deur die geskiedenis is. So wat maak Persië of Iran dan uniek in die Bybel anders as ander empire? Persië was nooit gebrand as 'n vyand van God se volk. Inteendeel het God Persië gebruik deur koning Cyrus om die Jode uit ballingskap te laat terugkeer na Jerusalem. Deur hulle het hy die tempel herbou en deur Persiese howe het Ester die hele Joodse volk gered. As ek die profeet Daniël het gewoon in Persië en het geleef in 'n Persiese regering.
Telkens was Persië gebruik tot uitvoering van God se beestesplan. Die lesse van Persië se geskiedenis lyk soms vir ons baie chaoties. Empires kom tot stand, kom tot 'n val, konings is in beheer van oorlog en dan word hulle vernietig. En die Bybel gee vir ons dan 'n baie dieper perspektief. Agter die opkoms van nasies is God steeds aan die werk. Die profeet het vermeld oor Cyrus dat God vir hom sal uitgaan, sy werke sal gelyk maak, sy hekke van brons sal afbreek. En Cyrus het God nie persoonlik geken nie, tog het hy geweet dat hy 'n baie belangrike rol in God se plan uitmaak. En baie mense vandag maak deel uit van God se plan. Al weet hulle dit. Wetens of nie wetens. Die Persiese land Iran se berge staan vandag nog. Sy woestyne strek nog steeds onder dieselfde sterrestelsel wat oor Persië gereik het. Die ekos weergalm van die geskiedenis onder dieselfde hemelryk as destyds. So wanneer 'n mens dan hierdie verhale van Daniël, Esra, Nehemia en Ester lees oor die land Iran, dan kan jy net gaan sit en dink. Dit so vinnig kortliks, wat plaasgevind in hierdie land, as ons van die ander gedeeltes van uithaal. Noag se ark was in Iran. Die toren van Babel was in Irak gebou. Abraham was van Ur, which is the southern Iraq. Isaac's wife Rebecca was from Nahor, which is also Iraq. Jacob met Rachel in Iraq. Jonah preached in Nineveh, which is also in Iraq. Assyria, which is in Iraq, conquered the 10 tribes of Israel. And there's many more facts. 'n land waar deur God beweeg het en mense gebring, sonder dat hulle dit besef. Hy is nie net die God van mense nie, maar hy is ook die God van die geskiedenis, die toekoms en beweeg in oomblikke wat uitsonderlik en soms baie onmoontlik blyk te wees. Hierdie is steeds deel van God se groter plan. Toe die profeet Jesaja die naam van Cyrus voor sy geboorte genoem het, was dit eintlik 'n uitsonderlike, 'n onmoontlike weergawe. Daniël, wat bekend gemaak het dat daar bose oorlog om ons woon, was uitsonderlik. So die geskiedenis is nie sommer maar net sommer aangeteken. Dis 'n openbaarmaking van God se bewegende plan en wat Persië se rol in daai tyd gespeel het. Dit ontvou God se doelwitte dat as groter empires en koningskap van niks is nie. Soos Babylon geval het, het Persië verrys en geval. Daarna Griekenland en Rome geval. En steeds is dit als die opmaak storie van God se plan. Omdat konings en leiers kom en gaan, beweeg God vorentoe. Soms baie stil, soms baie onverwags, soms deur nasies. En daardie nasies is nie net 'n versameling van antieke stories nie. Dis die venster wat God vir ons wys. Kyk, hoe nasies en leiers opstaan en val. Die beweegbare geskiedenis is nie staties nie. God wys vir ons dat sy plan op ewig werk. Ons het nog nie alles geleer en beleef en gesien nie. Daar's nog goed wat moet kom in God se raadplan. Dit is ondenkbaar dat wêreldleiers vandag dink dat hulle in beheer is. Dat hulle uitsprake kan maak sonder feite. Of hulle self uitlaat en dinge verdraai of verdoesel. Die blote arrogansie van mense en leiers in magsposisies. En wat mense besef dat hulle in beheer is oor anders. Daai uitsprake
laat my in die waarheid beskou. Dis asof mense hulle self heel verhewe bo God afgestel het. En eintlik besef hulle nie hulle is deel van God se genade. Die Bybel waarsku ons oor al die voor- en nadele. En daar's net 2 weë in die woord. Jy's of vir God of jy's teen God. Jy's 'n ewige verbondsvol kind of jy's bestem vir die oordeel. As ons die wêreld gebeure van 2016 tot 18 rondom 2 groot moondhede en hierdie groot moondhede sien ons die voortsetting van die heilige oorlog. Dit woes steeds in die geestelike realiteit. Meer as 3000 jaar later, wat Daniël vir ons gesê het van die geestelike oorlog. Die bose geeste in die lig word steeds deur Satan en sy demone gedryf. En mense op aarde word verblind deur 'n obsessie om God se volk van die aarde af te trek. Dink maar, in die verlede baie probeer, maar God beskik oor dit. Die Bybel voorspel die insameling en restaurasie van Israel in 'n goddelike plan wat besig is om die afgelope paar jaar voor ons oë af te vul. Ons leef in 'n spesiale tyd in die geskiedenis. 'n Tyd waarin God se profeseë met Israel voor ons aangesig en die aangesig van die hele wêreld besig is om in vervulling te kom. God is tans besig om die Joodse volk terug te bring na Israel. Daar's 'n terugkomsdag in Israel. Aliyah in Hebreëus wat beteken eising, going up, going home. En dit is die immigrasie van die Jode oor die laaste paar jaar wat ons beleef, terug na Eretz, terug na die land van Israel. As ons die Hebreëse woord na Afrikaans vertaal, beteken dit gaan op. Dis 'n fisiese terugkeer. Die hervesting van die Jode na die ondertekening van die Balfour-verklaring is uiteindelik en geleidelik 'n proses van been na sy been ingelei. Die staat Israel is 'n superteken vir die eindtyd. 'n duidelike aanwysing dat ons tyd besig is om uit te loop. Profeet Jeremia het hiervan gepraat in Jeremia 16 vers 14 en 15. En ons leef vandag in 'n tyd waar duisende Jode uit alle dele van die wêreld reeds die afgelope paar jare teruggekeer het na Israel. Min Christene, selfs wedergebore Christene, verstaan nie hierdie rol wat Israel in God se eindtydplan het. En dit is my hartseer. Dit is God se groot getuienis aan die nasies dat hy steeds die God van die heelal is, dat hy steeds 'n beheer is en dat ons baie naby aan die eindtyd van nasies. Amen. Daar kom 'n tyd wat nasies nie meer kan bestaan. Die bewys dat die Joodse volk daagliks terugkeer, het God lewe in die droë bene van Esegiel 37 geplaas. Die herstel van die Joodse volk na hulle tuisland. En dit word as 'n eenwording van nasies beskou. In ons geslag word beskou as 'n onfeilbare teken dat die einde nader kom. Die blote verstaan daarvan is reeds 'n wonderwerk. Hoeveel keer het ons probeer om die Jood te uit te wis? Al daarvan Babylon se tyd. En soveel dekades later, nog steeds. In 1948 is Israel se staat erken. Daar's 3 goed wat baie belangrik is. Hulle moet as 'n staat erken word in 48. Het hulle staat gevorm. In 1967
het hulle vir die eerste keer na die 70 jaar Babiloniese ryk, het hulle weer beheer oor Jerusalem ongeneem. En die groot deel van die gebeurtenisse word aan die volk van Israel gewy. So hierdie 3 belangrike temas vir die volk se bestaan is hulle roeping. Hulle roeping, hulle internasionale verstrooiing en dan die eindtydherstel. Die spyte hiervan, hou God steeds sy hand oor ons vandag. Dat ons vandag gelei word om besonderse leiers te kan sien in die Bybel. Leiers soos wat Cyrus was, en ander name. Dink aan Dawid, Saul, vele meer. Profete so na God se hart, wat die gebruik was om God se plan aan ons bekend te maak. Daar is talle beloftes. Kortliks, as ons kyk na die wêreldgeskiedenis, waar ons vandag is oor kennis het, dan kyk ons op 6 en 9 Augustus in 1945, het die Verenigde State 2 atoombomme op Japan gegooi. Die eerste een, 6 Augustus op Hiroshima, 3 dae later Fat Man op Nagasaki. Oor die daaropvolgende maande en jare het die uitwerking van atoomaanvalle tussen 90.000, 164.000, 60.000 en 80.000 mense in Nagasaki onmiddellik gedood. Meer as die helfte op dieselfde dag, vir maande en jare daarna, het mense moet gelei onder die simptome, bestralings, siektes en beserings as gevolg hiervan. Wat is die boodskap wat 'n ou oor hierdie goed beskik uitsit in die wêreld? Wat is sy boodskap? Om vir jou te sê, om te waarsku en te sê, kyk, dit is ons mag. Ons is in beheer. As jy dit waag om teen ons op te staan, is dit wat jy met jou sal gebeur. Omdat hulle so arrogant is, dat hulle besluit om onskuldige mense dood te maak, en almal daarvan besluit. Jy sien jy, die ideologie, dat hulle in totale beheer is. Derhalwe sien ons deur die woord van God, dat God sy eindplan steeds voorstel. Dat God sy liefde vir die mens so onbeskryflik groot is, dat hy ons in sy raadsplan altyd gun om versoening te hê. Ons sien God sy reddende genade. In 2026, 'n maand terug, het Iran die wêreldreidsel gehou as die magtigste bondgenoot. Verblind deur die eeuwe-oue geestesoorlog. Totaal oorheers deur mag, beheping, hoogmoed. En Iran het vir al dekades lank al sy insette, sy energie en sy geld ingepomp in sy wapentuig en sy proksies. Vra mens jou, onwillekeurig, kan 'n mens se geheue so kortstondig. Ons het net gesien, deur al die eeue, wat het gebeur. So sy magsbehep en sy samehorigheidsbroederlike ooreenkomste om vir mekaar uit te kyk, het gewankel. Hoekom? God het 2 wêreldleiers gebruik om sy plan te aktiveer. Verskeie inligting was geverifieer dat Iran binnekort oor bykans 14 van hierdie atoombomme beskik. Hulle is baie naby om te voltooi. En die wêreldleiers het dit afgelag dat Israel dit kan bekend maak. Die wêreldleiers het ook nie kennis geneem dat hulle langafstand besiel het wat 'n verre wye rykheid buite het. Ons het ons nog gehoor wat was die effek van een. Nou dink vir jou, in 2026 as hulle daai 14 sou voltooi, wat sou met die wêreld gebeur?
So God het instrumenteel ingegryp in sy plan. Hy het die dreigende gevaar, die wraakgierige Satan wat nagejaag word, van die tafel afgeskeer. Deelgenote van die geestesoorlog swig nog in die wêreld. Dit gaan nog steeds aan, maar daar is geen respek vir mense nie. Hulle vier nou links en regs net af, of jy nou sê, deel is van die broederbond of nie. En interessant was 'n media gesprek van Donald Trump in die week, wat Trump in sy onderhoud as volk aangehaal het. The Iranians are sick, even satanic people. Sien jy, ons gaan telkens terug by die geestesoorlog. En dit is die resultaat wat om ons ontvou. En dat God ons vandag, nog net soos in die Bybelse geskiedenis, sy mense versterk. Dat hy vir ons help om nog 'n geleentheid te hê. Hy het ons op hierdie tydstip nog gespaar om sy liefde te bewys. 'n Geleentheid om na God toe terug te draai. En ongelukkig gaan baie mense steeds nie van hierdie vergunning gebruik maak. En weet jy, dit was my interessant in my navorsing. Toe kry ek ook die antwoord in Openbaring 18 vers 14. Wat staan daar? Ja, Babylon, jy het gehou van baie goed, maar nou is dit alles weg. Al die diergoed, al die blinkgoed, jy sal dit nooit weer sien nie. Uit dankbaarheid kan ons dankie sê vir sy genade. Elkeen van ons is steeds by God se genade pad aansluit. Die enigste verskil is jou gehoorsaamheid en jou bereidheid. Ter afsluiting is dit duidelik in die Bybel dat daar einde sal aanbreek. Die rede vir al hierdie goed is Israel is deel van God se profetiese horlosie oor die eindtyd wat aftik elke dag. Dit bevestig die tekens van die einde is voor die deur. En ons in 2026, ek en jy, is getuies om dit te aanskou. Ons verneem wat gebeur. Ons sien die uitrol. Ons sien ook God se groot verontmoediging, sy genade plan. En vir die wat dit nie gaan benut nie, gaan dit dalk te laat wees. Daar's 'n blye evangelie boodskap. God se liefde en sy plan vir sy kinders. 'n Ware toekoms. As ons maar net ons oë kan oopmaak daarvoor. As mense tog net kan ophou om hulle self aanhoudend te diskwalifiseer. As ons maar net op God se hart en beloftes wil vassit. Dan gaan die lewe uit geloof en erfenis wat aan ons bemaak is, sy belofte woord vir ons soveel inhoud. Amen. Dankie vir die geleentheid. Al wat ek weer kan sê, wie redeer op ons. Kom ons sluit dit oor net so. Ons dankie Here dat U vir ons insig en wysheid gee. En help vir ons van die oes groot saam. Help vir ons om hierdie genadeplan te verkondig en aan mense te bewys dat hulle 'n geleentheid het, 'n toekoms het saam met U. Dankie Here vir die woord wat U in ons openbaar. 'n Woord wat oor dekades uit die antieke tye spreek en nog steeds om ons ontvol vandag. Dat U 'n lewendige God is en nie soos Belsasar fees gevier vir goud en silwer en yster en hout, maar dat ons 'n lewendige God aanbid wat steeds sy genade plan onderhou. Ons dankie daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.
Michelle as we report it, you know, feel like also